strong enough to save. There's only one who overcame the grave. There's only one who's worthy of all praise. And in his hands the keys of... Ons het die laaste paar weke gekyk na die lewe van Judas, waar Jesus verraai het, en ook Petrus waar Jesus verloon het. En die lesse wat ons kon leer in beide, sonder om te veroordeel, om te kan hoor, te kan leer en om waaksaam te wees. Because ons het gehoor dat nie een van ons kan sê, ek sal dit nooit doen nie. Nie een kan sê, ek sal nie val nie. Nie een kan sê, ek is sonder sonde nie. Hy sê inteendeel, die een wat dink hy staan, pas op, dat jy nie val nie. Hy sê, jy wat dink, jy is groter, pas op, dat jy die seer kry en val nie. En daarom nederigheid, humbleness, om onsself te verootmoedig voor die Here, dit is ons hart, dit is ons droom, dit is wat ons moet jaag. Maar ek wil graag vanmorgen, soos die gees van die Here met u deel, 1 Petrus hoofstuk 1. Ek weet nog nie 100% of ons hierdie boek gaan vat vers te vers, en die Here net sekere dinge uithaal nie, maar ons gaan so 'n bietjie stil staan, want ek glo dis wat die Here met u en my wil deel. Wanneer ons kyk na 1 Petrus hoofstuk 1, dan vir my is dit een van die kosbaarste gedeeltes, boeke in die Nuwe Testament. Nou elke boek het sy eie identiteit, sy eie kosbaarheid en eie uniekheid wat God na vore bring. Maar 1 Petrus is vir my so 'n kosbare boek vir die kind van God wat tot bekering gekom het, vir die kind van God wat wil reg lewe, maar ook vir die kind van God wat vasgevang is in 'n wêreld. As ek sê vasgevang, dan sê ek nie verslawend nie. Ons is tussen die wêreld, ons lewe tussen mense wat God nie voluit dien nie. Ons lewe tussen mense wat probeer om God te ontken en te bewys dat hy nie 'n werklikheid is nie. En as gevolg van ons geloof, as gevolg van ons belydenis, gaan ons baie keer deur lyding, vervolging, teregwysing. Maar dit is alles die moeite werd, omdat Jesus lewe. So wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons ook dat Petrus omtrent 62 tot 63 jaar na Jesus se kruisiging, deur die Heilige Gees, die boek 1 Petrus geskryf het. In ander woorde, 62 tot 63 jaar nadat hy Jesus verloon het, nadat hy geval het, het hy opgestaan deur die krag van die Here en skryf hy hierdie boek vir u en vir my, maar natuurlik deur die Heilige Gees. Onthou, God se woord is Holy Spirit inspired. Dis Heilige Gees geïnspireer. So dis nie net woorde van Petrus nie, nee. Wel, dis God se woord vir jou en vir my vandag. Vir elkeen van ons. So ons kan leer vanuit dit en sê, Here, lei ons in die volle waarheid. Tweedens wat ek wil noem is, wanneer ons kyk na die boek van 1 Petrus, dan sien ons dat Petrus dit rig aan die vreemdelinge, die bywoners, met ander woorde, die wat versprei is oor die aarde, oor Klein-Asië, omdat hulle meeste van die tyd vervolg was, maar ook omdat hulle staan vir die waarheid, vir dit wat reg is. So Petrus kom en hy bring 'n woord van bemoediging, 'n woord van aanmoediging om staande te kan bly. Hierdie skrewe kom God die Heilige Gees en hy gee vir die mens nuwe hoop. Hy kom bevestig hulle identiteit en ook hy maak 'n oproep tot heiligmaking. Sê saam met my, God gee vir ons hoop. Hy vorm ons identiteit. En hy roep ons tot heiligmaking. Sien my boete, my sussie, ek kan nie net preek wat jou goed laat voel. Dan is ek nie waardig om pastoor te wees. Ek kan u ook nie die hele tyd net pak slaag gee nie, want dis ook nie waaroor dit gaan nie. Maar is om te sê wat die Gees van die Here met u en my wil deel. So vanmôre wil ek vra dat u genoeg asemhaal, dat jy wakker bly, dat jy saam met ons fokus,
want ek glo die Here is besig om iets met ons te deel. En vanmôre gaan ons so 'n bietjie net 'n fondasie lê, soos wat ons gaan ingaan in die boek van 1 Petrus. Amen. Alright, kom ons lees 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 1. Hy lees soos volg, hy sê, Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. So deur te begin weet ons nou wie hierdie boek geskryf. Wie die Heilige Gees gebruik, is Petrus die apostel, Petrus die disipel van Jesus. Hy sê dan hier, aan die vreemdelinge en die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bethany. Nou daardie dorpe saam, daai 5 dorpe, word geken as Klein Asië. Miskien in terme wat ons vandag ken, meer wie van die weet van Turkye. So dis daai area wat Turkye van maak, vir wie Petrus hierdie skrewe, hierdie brief skryf, vir die Christene. Nou hy gebruik hier, hy sê die vervolgelinge, die vreemdelinge, die wat verstrooid is. Hy praat met die liggaam van Christus, onthou na die kruisdood van Jesus. En dan vers 2 sê, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Sê saam met my, uitverkore. Hy sê uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Voor ons aangaan, wat beteken dit vir u en my? Want vir my is dit 'n baie mooi Afrikaans wat geskryf word, maar ek verstaan nie altyd die baie mooi Afrikaans nie. En wat hy hier eintlik sê is, hy sê dat die mense vir wie hy skryf, daai gene wat verstrooi is, wat vervreemd geraak het, wat al bywoners gesien word deur die Romeine, hy sê God het julle uitverkies vir 'n spesifieke doel en funksie. Dis as ek dit kon vertaal, hy sê dat uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Met ander woorde, God the Father has a purpose and a plan for your life. Al is julle verstrooid, al word julle gesien as vreemdelinge, al erken die Romeine in Turkye, as ek dit so kan stel, julle nie vir wie julle is nie. God die Vader het jou uitverkies. Nou ek glo nie in die uitverkiesingsleer. Daar's baie wat sê jy's eenmaal gered en jy's altyd gered. Of God het jou uitgekies, maar het jou nie gekies nie. So jy gaan hemel toe, jy gaan hel toe. Nee, God gee elkeen van ons 'n keuse, 'n eie wilsbesluit wat ek en jy moet neem om Jesus te aanvaar as verlosser en saligmaker. Ja, hy's alwetend. Ja, hy weet wie gaan hom nie kies nie en hy weet wie gaan hom kies. Wie is gehoorsaam en wie is nie ongehoorsaam nie, maar selfs in sy goddelike regverdigheid en genade gee hy nog steeds vir elkeen wat hy weet om nie gaan dien nie, 'n kans om hom te dien, om hom te volg. En ons sien dit aan die kruis. 2 rowers wat langs Jesus hang. Een wat Jesus verder vervloek. 'n ander een wat sê, Here, wees my genadig. Jy moet onthou, daai rower was nie in die kerk nie. Hy het nog nooit 10de betaal nie. Inteendeel het hy nog nie, hy's nie gedoop nie, hy kan dalk nie in tale bid nie, hy het nog nooit kerk toe gegaan nie, want hy het nie God gedien nie. Maar die oomblik toe hy die Here Jesus aanroep met 'n opregte hart, sê die Here, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Wys vir jou, God is nie 'n aannemer van persoon. Jy sien, as God 'n aannemer van persoon was, as hy net 'n sekere mense uitverkies het, if he's only chosen a certain few, either the Jews or whoever, then God will not be God. God sal nie God wees nie. Hoekom? Want dan is hy nie onpartydig, genadig en liefde, en dan het almal 'n kans. Streng gesproke, wie van u is vanmôre hier wat uit die ortodokse Joodse bloed gebore is? Een. So jy's 'n volbloed Jood. So die res van ons het nie kans nie, as ons onder die ou verbond of sonder Jesus geleef het. Een van ons is Jode nie. Halwe Jood. Jy het 'n halwe kans. Ons het een kans. So Jesus kom en hy kom bou die brug van die wet, en dit wat hulle sê uitverkies is na, as jy my aanroep as verlosser en saligmaker, is ek jou Vader? Is jy my bruid?
en gee ek vir jou hoop vir vandag en môre. Nou verander Jood na bruid. Ek weet nie van nie, maar bruid is beter as Jood. Jood is 'n vriend. Vriend wat altyd geld soek. Maar 'n vrou is iemand wat nie geld soek nie. Sy soek die kredietkaart. Sy is bly. Sy staan saam met jou. Sy is lief vir jou. Sy het jou om vir jou. Amen. Loof die Here. Kom ons kyk verder. Daai gedeelte sê vers 2, hy sê in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Dis vers 2. So ons sien nou dat Petrus sommer hierdie skrewe hier in die begin en hy rig dit aan die uitverkorenes. Nou is dit nie meer net die wat verstrooi is nie, hy sê uitverkorenes van God. Die wat uitverkies. Hy sê saam met my, ek is 'n uitverkorene van God. Met ander woorde, gelowiges wat uitverkore is, wat gered is, geregverdig is, geheilig is, maar wat in 'n wêreld lewe. In daardie wêreld word hulle gesien as vreemdelinge. Dis vir wie Petrus hier skryf. Nou die feit dat Petrus kom en hy hierdie woorde gebruik, beteken nie dat die mense na wie hy verwys onbetrokke of nie deel van die samelewing is nie. Omdat ons in die wêreld is en hulle sê ons is bywoners, ons is van 'n ander koninkryk, ons is nie regtig hier nie, ons hoort nie ergens hier nie. Al wat Petrus kom en hy sê vir hulle, hy sê ek wil hê julle moet weet. Julle dien die lewende God en julle burgerskap is nie van hierdie aarde nie, maar van 'n ewige koninkryk. En wanneer jy oorbeweeg, ek wil nie die woord dood gebruik nie, want ons lewe klaar in ewigheid. My ewigheid het begin toe ek Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker. En daarom is die doop vir my 'n deur wat oopgaan, waardeur ek beweeg na Jesus toe. Ek beweeg net oor, die liggaam gaan dood, maar ek lewe. So hy praat met die kind van God en hy sê, ek wil hê julle moet weet, jou burgerskap, jou identiteit, jou hoop, is nie afkomstig van hierdie wêreld nie. Dit is afkomstig van God die Vader, die skepper van die heelal. Jy sien, jou en my burgerskap in Christus Jesus is 'n ewige tuiste wat God die Vader vir ons voorberei in die hemel. En al beskou ander jou dalk as 'n vreemdeling, as 'n bywoner, God sê ek wil hê jy moet vanmôre weet, ek het jou uitverkies. Jy's kosbaar en jy's waardevol. Jy's myne. Dieselfde geld ook vir u en my vandag. Die wêreld mag dalk kom en ons sien as vreemdeling. Hulle mag dalk dink jy's weird. Hulle mag dalk dink jy's anders. Hulle mag dalk nie verstaan, hoe kan jy dinge doen wat jy doen, en hoekom laat jy sekere deals maar net verbygaan, en hoekom wil jy nie deel hê aan sekere goeders nie. Vir die wêreld maak dit nie sin, hoe kan jy vanoggend in die kerk sit nie, as dit so koud is nie. Vir die wêreld maak dit nie sin, dat jy bereid is om alles te los, en Jesus te volg nie. Die rede is nie, as gevolg van iets wat ons doen of kry, of iemand van ons gee, is as gevolg van wie ons is. En ons is burgers van 'n ewige tuiste, 'n ewige koninkryk. Die realiteit is, jy's op jou pad hemel toe. Elke dag langer op hierdie aarde is 'n dag nader aan die hemel. Elke dag wat jy ombid en sê, ag Here, kan hierdie dag nie net verbygaan nie, is eintlik 'n klap in God se gesig. Want hy het vir jou hierdie dag gegee om te lewe ten volle vir hom. En nou wens ons die lewe om. Ons wens ons kinders groot. Ons wens die baba wil af van die doeke stadium afkom. Jy wens en dan mis ons soveel kosbare dinge wat God vir ons daar het. Baie wil hê jy moet vandag ten volle lewe. Want wanneer ons oorbeweeg, het ons 'n ewige burgerskap in Jesus Christus. 'n Burgerskap wat God bevestig het vir altyd en vir ewig. Sommer hier in die begin sien ons dat Petrus kom en dan praat hy met die uitverkorenes en hy praat met die gelowiges en dan sê hy ook vir hulle indirek, julle waardes en julle prioriteite verskil van die wêreld om julle. Ek wil vanmôre Petrus se woorde kom echo. Hy moet aan my sê, sal jou en my waardes en ons prioriteite is anders as die wat buite Jesus lewe.
Ek wil net na die wêreld spreek, en met die wêreld praat van 'n sisteem, 'n struktuur, sluit mense in. Kom ons praat van mense wie God nie dien nie. Mense wat Jesus nie voluit volg met alles in hulle nie. Jou waardes en jou prioriteite is anders as die wat buite Christus is. En daarom kan ek nie myself vereenvoudig, of hoe kan ek sê vereenselwig met prioriteite en waardes wat nie oortuig en nie deel is van dit wat God se woord vir ons deel. En as gevolg van dit word jy gesien as 'n bywoner. Wie van julle het nog al jou wêreldse chommies en julle kuier nog altyd saam, jy drink jou Coke en hulle dop. Wie van julle kuier nog elke naweek saam? Waar is hulle? Waar is hulle? Waar is daai een wat gesê het, "Boeta, ek staan saam met jou deur dik en dun. Ek en jy, ons kinders gaan trou. Ek en jy skoon swaars, ons is swaars. Ek en jy, ons gaan die pad stap." Waar is daai manne? Jy sien, toe die dop droog word, daar nie meer geld is, of ek wil nie meer daar spandeer nie, of my waardes sê, ek gee eerder vir God, en ek wil my liggaam heilig maak, toe kon hulle nie meer kry en tap nie. En waar is hulle nou? By iemand anders te by wie hulle kan kry. Dis hartseer. Dit sê nie ons skryf af nie, dit sê nie ons is nie lief vir hulle nie, maar ons kan nie deel hê aan dit nie. Psalm 1 sê, moenie sit in die kring van die moenie sit in die kring. Hy sê, moenie deel hê aan wat hulle aan deel het. Dit sê nie ons lewe nie saam in die wêreld nie. Dit sê nie ons deel dalk nie kantore by die werk nie. Dit sê nie ons loop dalk nie dieselfde pad nie, maar dit sê, ek het nie dieselfde waardes en prioriteite as jy. Nie omdat ek dink ek's beter nie, omdat ek genade gevind het. En Jesus het my oë oopgemaak. En ek wil anders te leef. So Petrus kom en hy deel met die mense, hy sê, julle waardes is anders, julle prioriteite is anders. Jy sien, wanneer gelowiges opstaan vir dit wat reg is, wanneer ons volgens ander standaarde en waardes lewe, dan sal jy gelabel word, maar dis okay. Want ek dra eerder Jesus se naam as 'n wêreldse label. Ek is eerder aanvaar deur Jesus en rejected by die wêreld as aanvaar by die wêreld en rejected by Jesus. Iemand het eenmaal gesê, I'd rather be a fool in the world's viewpoint than be a fool in God's view. En dit kos 'n prys. Kos dat jy dalk verwerp word. Kos dalk dat jy skuldig aangekla word vir iets wat jy nie eens gedoen het of gesê het of gedink het. Mense gaan sê, julle hoort nie hierdie, wel, hulle is reg. Ons is op die aarde, maar ons nie van die aarde nie. Ons burgerskap is 'n ewige burgerskap. En dis waarheen ons op pad is. En dis die mentaliteit waarmee ek en u wil lewe. En ek dink dis wat Petrus sommer in die begin van hierdie boek kom, om vir hulle te sê, julle wat verstrooid is, moenie verstrooid voel nie. Julle is kinders van God. Julle is burgers, uitverkies, volgens die Heilige Gees, wat binne in julle werk. Kom ons lees verder daar. Hy sê, uitverkies vers 2, volgens die voorkennis van God die Vader, deur die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid, sê saam met my gehoorsaamheid, en besprinkeling met die bloed van Jesus. Ek sien hierdie vers bevestig die feit, dat wanneer dit kom by u en my saligheid, dat ons gered word, dan is ons God almagtig deel van daardie hele proses. En God is betrokke in elke kind van God se lewe. Ek het dit nou gesê, God is nie 'n aannemer van persoon. Hy het nie blue-eye boys en wit broodjies en dan stiefkinders. Ja. Almal is gelyk. Selfs man en vrou. God het 'n orde en ons respekteer sy orde. Dis God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dan plaas God die man daar as priester en hoof om in liefde leiding te gee. Deel van hom aan hom sy, deel van sy ribbebeen, plaas God sy vrou as sy helper
not his weakling, nie sy servant onder die voete nie, nee, deel van hom. Dan kom die Here en hy kom voeg die familie by. Maar God het 'n orde, maar in daai orde kan ek nie sê die man is meer belangrik as die vrou nie. Ek kan nie sê God het 'n plan vir die vrou en nie vir die man nie. Galasiërs leer ons, hy sê, daar's geen Jood of Griek of vryman of skits nie. In ander woorde, hy sê, daar's nie meer, net die manne mag kerk toe gaan, die vroue nie. En vandag se dag kry jy baie kerke waar die manne aan die een kant sit en die vroue aan die ander kant. Nou verander hulle, manne sit voor, dan die kinders en die jeug in die ander blok en die vrouens agter. Dis hartseer dat tradisies nog steeds die Bybel oorskryf. Nou tradisies en gewoonte vrouens uitskuif. Amen. I'm not a woman activist. I'm a God activist. En sy woord is die waarheid. En God is nie 'n aannemer van persoon nie. En hy kies nie een bo die ander. Hy het almal uitverkies. Geroep, geheilig, geregverdig. Daar uitverkiesing praat ek nie van 'n roeping tot bediening nie. Ek praat van mensvlak. Het hy ons gekies, gewas met sy bloed, is ons kosbaar en waardevol. Amen. As dit nie die waarheid was nie, hoe kan Petrus 63 jaar later, nadat hy Jesus verloon het, gebruik word deur die Heilige Gees om hierdie boek te skryf? Want hy was nie 'n engel toe hy dit geskryf het. Hy was nie perfek en sondeloos nie, maar hy het geleer. God het met hom op pad gestap, sodat hy met jou en my op pad stap. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 2 kom, en hy stel dit so baie duidelik, aan die einde lees ons, hy sê, dit is God die Vader, wat elkeen uitverkies. Jy is nie net verkies omdat pastoor jou like, of om in die kerkraad gesien het, jou tiende is groot, en nou maak jy maar deel van die kerk, met liefde en respek gesê. Jy is nie uitverkies omdat jou paal die Here gedien het, of omdat jy 'n instrument kan speel, of met jou hande kan werk nie. Jy is uitverkies omdat God 'n doel en 'n plan het vir jou lewe. Hy sê, vooraf beplan het God 'n plan en 'n doel vir jou lewe. En totdat ek en u daai doel besef en snap, sal ons altyd soek na meer. Want ons voel onvervuld. Daar's nog meer. Tweedens, 1 Petrus 1:2 sê, deur die heiligmaking van die Gees. Heiligmaking kan alleenlik plaasvind deur die werking van God die Heilige Gees. Hy moet aan my sê, ek en jy die Heilige Gees nodig in ons elke dag lewe, meer as ooit van tevore. Wanneer ek opstaan, ek sê, goeiemôre Heilige Gees. Wanneer ek in die verkeer ry en dis moeilik en ek weet nie waar om te gaan en dan sê ek, dankie Heilige Gees vir die leiding. Daar by die werk, ek praat nie van dit is ons gebedstyd nie, ek sê dis verhouding met God die Heilige Gees. Om te loop en te wandel en te gesels. Christus, ek dink nou aan jou daar by die werk. En hoeveel mense het jy nie te doen wat daar inkom elke dag? En elke ou soek 'n spesifieke tool en hy wil al die specs van al die goed ken en jy moet vir hom kan gee. Dis goddelike insig, openbaring om dit te kan doen. Om vir iemand te kan lei, te kan leer, te kan sê, maar hierdie generator werk so. Vra vir my, dan kom woord te kom en ek sit gas op. Nie waarvoor ek geskaap is. Dit die verkeerde ding. Weet jy, ek dink aan jou met die karre. Jy het wysheid nodig. Jy sien, 'n komputer kan vir jou 'n paar dinge sê, maar dis insig en openbaring van God die Heilige Gees, hoe om dit te interpreteer. Net so elkeen van ons, in ons elke dag lewe. Ek kan elkeen sy naam noem. Waar God jou plaas, het hy 'n doel en 'n plan vir jou lewe. Amen. Die derde ding wat ek wil noem is 1 Petrus 1:2 sê dit baie duidelik. Hy sê dit is Jesus Christus se bloed wat elke kind van God reinig, red, verlos, regverdig. In ander woorde, wanneer ons lees, wanneer hy sê uitverkies volgens die voorkennis van God die Vader, deur heiligmaking van die Gees, die Heilige Gees, tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Jesus Christus, dan is God drie-enig deel van jou en my lewe. In ons elke dag lewe. En daarom kan ons sê, I am chosen.
gees uitverkies. Amen. Ons is wat ons is. Ons het wat ons het. En ons weet wat ons weet. En dit alles as gevolg van God drie-enig. Wat hier is, wat deel is. Wat 'n volledige verlossing vir ewig vir ons bevestig. Kan ek dit weer sê? 'n ewige verlossing. 'n volmaakte verlossing vir ewig vir ons bevestig. Woord van die Here sê, niks kan jou skei van die liefde van Jesus. Ken jy daai gedeelte? Baie van julle het dit gesing altyd. Niks kan my skei van die liefde van Jesus. Nie vervolging nie, nie smart nie, nie siekte nie, nie pyn nie, nie die verlede nie, nie die toekomstige dinge nie. Niks wat ek kan sê of doen nie. Hy gaan so ver, hy sê, nie engele nie, nie demone nie, nie Satan nie. Niks kan jou skei van die liefde van Jesus. Maar daar's een ding wat hy daar noem, wat hy nie daar noem nie, wat jou kan skei. Nie van die liefde van Jesus af, maar wat jou kan skei weg van God. Wat is daai een ding? Net jouself. Net ek. Niks wat ander aan my doen, sê of van my oor my pad bring, kan my skei. Net myself. Net ek kan sê, Here, ek glo nie U woord. Net ek kan sê, Here, hierdie gevoel dat ek nie goed genoeg voel nie, dat ek nie mooi genoeg is nie, ek voel nie meer daai fire nie, dis ek. So ek moet terugkom en sê, Heilige Gees, heiligmakende werk, kom doen dit in my. Laat die woord lewend bly in my, skerper as enige tweesnydende swaard. Niks kan my skei, net myself. Hoekom sê ek net myself? Jy want hy gee net vir jou 'n rede en 'n kans en 'n geleentheid om te kies. Jy het jou eie vrye wil. He will never force himself on us. Die Here mag dalk omstandighede gebruik. Die Here omstandighede bring ons dalk by 'n plek waar ons 'n keuse moet maak, maar nog steeds gee hy vir ons 'n keuse. Nou sê baie, Jona het nie 'n keuse gehad. Dink mooi, hy het 'n keuse gehad. Hy het verkeerd gekies. Die Here is genadig, die Here bring hom terug. Die walvis spoeg hom uit op die strand by Ninive. So die Here gee vir homself 'n submarine, free cruise, na die plek toe waar hy moet gaan, maar nog steeds vir daar uitklim. Moes hy nog steeds besluit, gaan hy gaan of nie? Hy kon weer teruggegaan het en die siklus sou herhaal het. Ek weet nie, daar was ook 'n haai wat hom ingesluk het. Of 'n opblaasie, ek weet nie. Maar ergens in die proses moes hy 'n besluit maak. Ergens in die proses, al om die berg, moes die Israeliete, na 40 jaar, al om die berg, 'n besluit maak om die beloofde land in te gaan. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. 'n journey wat hulle 7 tot 11 dae moes vat, tot in die doel van 40 years. Wie van julle is 40 hier vanmôre? Om Flip daar agter. So, wanneer ouma Flippie hom gebore het, was hulle in die woestyn en 40 jaar later het hy al baard gehad, harde baard. Toe gaan hulle eers die beloofde land. Langer as wat party van ons oud is. Loop hulle al om dieselfde berg. Al om dieselfde probleem. Al om dieselfde situasie. Hoekom? Want hulle oor is nie gefokus op die beloofde land nie. Gefokus op die woestyn, hulle tekortkominge, mekaar en hulle goddeloosheid. Hoeveel van ons loop jaar na jaar al om dieselfde berg? Al om dieselfde berg. Ons gaan deur seisoene, dan dien ons die Here, dan gaan dit goed. Dan gaan ons deur 'n dip, dan gaan dit moeilik. Dan gaan ons weer om hierdie seisoen, dan gaan dit weer goed, dan boost iemand jou, dan gaan dit weer al om dieselfde berg, al om dieselfde berg. Daar's 'n demoon wat ons noem aanslag. En wat 'n aanslag loods teen die kerk, wat ons praat van, is seisoensaanslag. 'n Seisoensdemoon. Ek het demone wat lê en loer vir 'n opening, alright? Dan kry jy die wat, die woord van die Here sê, as hy jou verlaat het, gaan hy om die wêreld, om te kyk wie hy kan versoek, wie hy kan aanval, dan kom hy later terug, om te kyk of hy 'n oop deur vind, en as hy 'n oop deur gevind het, dan kom hy en hy bring 7 ander saam terug. Nie 7 keer erger nie, 7 ander saam. Ander demone. So vir 'n rukkie los hy jou, dan is hy happy met jou. Dan
gaan hy om en hy soek en hy soek en hy kyk. En nader kom hy terug en kom kyk, is die deur weer oop. Hoekom deel ek dit vanmôre? Want as ons die uitverkorenes is van God, geheilig deur die Heilige Gees, heiligmakende werk en besprinkel met die bloed van Jesus. Nie doop nie, hoor wat hy sê? Besprinkel met die bloed van Jesus. Dan is ek ons kind van God. Dan moet ek deel met hierdie dinge in my lewe. Dan moet ek my oë optel en sê, Here, wys my die pad na die beloofde land. Wys my waar murmureer ek, waar moan en groan ek, wys my waar is dit oop deur in my lewe, sodat ek kan uitkom by u doel en u plan vir my lewe. Wie van ek is vanmôre saam met my dankbaar dat God drie-enig deel is van jou lewe. Dat jy vanmôre nie by voor 'n houtstom of 'n klip wat iemand uitgekap het. Dat jy nie by voor 'n stelsel en 'n struktuur of 'n geloof wat mense aan vashou nie, maar dat jy die Here van die leerskare dien. Weet jy wat is kosbaar? Sy graf is leeg. Hy het opgestaan en hy leef. En dis die burgerskap wat ek en u het. En daarom kom Petrus, dis sommer in die begin van hierdie boek, begin hy met die 2 verse om met die liggaam te gesels, vir hulle te bely en vir hulle te sê, ja, jy's kosbaar en jy's waardevol. Daar's 'n ewige verlossing. En in al hierdie dinge, dink ek aan Sagaria hoofstuk 4 vers 6. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag en deur geweld, maar deur my Gees. Om te kan wees wie ek moet wees, om te kan uitkom by wat ek moet uitkom, om te kan doen wat ek moet doen, my burgerskap in te lewe, is nie deur krag en deur geweld. Is nie iets wat ek kan doen en kan regskuif en mense kan manipuleer nie, nee, dis deur die werking van God die Heilige Gees. Die laaste versgedeelte, kan julle daai liedjie onthou, ons het, ek dink dit vanoggend ook gesing, sê, Lord prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. Daai tried beteken om beproef te kan doen. En dan true, om waaragtig te kan wees deur dit. Die waarheid. Wat is ons doel? Waarheen is ons op pad? Is Lord to be a sanctuary, 'n tempel van die Here. 'n Tempel waar God ons kan gebruik. In 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 kom die Here, hy sê, julle is die tempels van God die Heilige Gees. You are the sanctuary of God. In Romeine, hoe lees ons Romeine 11 vers 36, hy sê, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Hy sê, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So in hom, deur hom, tot hom is jy geformeer. Is ek en jy geroep vir 'n groter doel en purpose in ons lewe. Amen. Staan saam met my op. Of wat jou Bybel aan lees ons laaste vers. Alright, lees saam met my in afsluiting. Kolossense hoofstuk 1 vanaf vers 15. Hy sê, hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Wat sê die woord van die Here hier vir ons? Niks het ontstaan sonder God drie-enig. Amen. Alles het ontstaan as gevolg van God drie-enig. So die wat sê my pa en my maat my nie beplan nie, die lelike woord wat hulle sê, jy's 'n glimpsie. God sê, niks het ontstaan sonder sy goedkeuring. Hy het jou georder. En inteendeel, he pre-ordered you. Want hy kan koop jy 'n kar, as daar nog nie dan is hulle nog nie in Suid-Afrika nie. Dan pre-order hulle vir jou 'n kar. Dat wanneer hy kom, dan kry jy hom. You are predestined, pre-called, pre-chosen deur die Here. Net omdat papa en mamma jou nie ken nie, God ken jou. Ek en Kyle het al 'n hare ervaring gehad in die doopbad. Maar Kyle, God weet selfs hoeveel hare op daai boskop is van jou. Hoekom? Want elke haar is genommer. Dis hoe kosbaar jy is. Myne?
Kom ons lees verder, hy sê daar vers 17. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Alle dinge. Nou, alle dinge is alle dinge. Enige situasie, enige probleem, enige omstandighede, alle dinge is tot stand in hom. Vers 18, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, eerstgeborene uit die dode, sodat hulle in alles eerste kan wees. Vers 19, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. Van wie praat hy nou? Van Jesus. Die ganse volheid in Jesus. En dat hy Jesus, deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê dit deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. Dit kan maar julle se plek in. Alles het ontstaan deur God, en in God, en as gevolg van God. So die volgende keer as 'n gedagte kom wat sê, jy is nie beplan nie, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, of wat ook al, jy is 'n bywoner, wanneer die klein Asie, wanneer mense sê, ja maar, jy hoort nie eintlik hier nie, jy is nie deel van ons nie, wees trots daarop en sê, dankie Here, ek is nie van afkomstig nie, my toekoms is in die Here, my burgerskap is saam met God, en ek weet waar ek op pad is. Dat was eintlik sulke t-shirts en hemde print van, weet jy waar jy op pad is? Weet jy waar jy op pad is? Ek weet, miskien kan ek dit mooier stel, weet jou ma waar jy is? Maar iets wat mense aandag kan vang, wat sê, weet jy waar jy op pad is? Ek moet dan mense sal ook vanmôre afsluit. God het ons geroep om ander prioriteite en waardes te hê as hierdie wêreld. Jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. We do not live or move or have our being because of our feeling, but because of faith in the work that Jesus has done for us on the cross. En jy is 'n burger. En as ek 'n burger van 'n ander koninkryk het, dan ek voordele in daai land. Jy sien, as ek vanmôre UK toe gaan, het ek geen voordele daar nie. Ek kan niks verwag van hulle nie, want ek is nie 'n burger nie. Ek kan met my visa om my visa gaan, ek kan alles doen, maar ek kan nie eers gaan werk daar nie, want ek moet 'n werkpermit kry. Ek moet 'n burger word. Maar in hierdie land, met die God wat ek hier dien, dalk nie in my regering nie, dalk nie met Romeine nie, dalk nie met klein Asie wat hier manifesteer nie, maar met my God in hierdie land, het hy my geplant met 'n doel, met 'n rede, vir 'n funksie, vir 'n tyd, soos nou. En dan het ek 'n reg. Maar ver meer as hierdie land, het ek 'n burgerskap wat vir ewig werk. Hoekom? Kolossense sê vir ons, wanneer ons werk, wanneer ons lewe, wanneer ons iets doen, doen ons nie vir die mense, maar asof ons dit vir God. So mans, wanneer dit swaar gaan met die werk, wanneer ons bid vir oortyd, sodat die budget kan meet, wie roep ons aan? Jy is 'n burger van 'n ander land. So wie roep jy aan? Jou God, wat burger is van daai land, wat eienaar is, wat koning is, wat God is oor daai land. Dan sê jy, my God, ek het voorsiening nodig van ons land, in die plek waar jy my nou geplaas het om nou te leef. Om hier te kan lewe en te kan doen wat jy vir my geroep het om te doen, het ek hier voorsiening. Dan sê die Here, van uit die noorde, die ooste, die suide, die weste, sal God voorsien. He called you for a purpose, for a reason, for the time and the season that we live in today. Jy is tot meer in staat. Here Christus wat jou die krag gee. Moenie dat die vyand jou laat voel soos 'n vreemdeling, 'n bywoner of 'n verstrooide. Jy het 'n ewige koninkryk saam met Jesus. Amen. Jy Jesus lief. Jy nuwe moed gevind. Nou vanmôre gaan weg met hierdie woorde wat sê, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. I can face tomorrow. Amen.